Goeiemôre en welkom terug by nog 'n Wiskundebroers video. Ons is steeds besig met ons faktorisering reeks en ons kyk vandag na 'n spesifieke tipe faktorisering met die naam groepering of groepering in pare, sê ons soms. So, hierdie tipe faktorisering gaan ons spesifiek gebruik. Nou jy kan nou so vinnig deur die kort verduidelikingkie lees. So wanneer 'n algebraïese uitdrukking 4 terme het, daai is wat die groot klou gaan wees vir jou. Ek kyk na uitdrukking, hy het 4 terme, dan dink ek groepering in pare. So ons wil terme dan saam groepeer. Ons haal dan 'n gemeenskaplike faktor uit. Dit was die heel eerste tipe faktorisering, né? Lekker. En dan gaan ons 'n gemeenskaplike hakie ook uithaal. Al twee daai video's, die GGD en die gemeenskaplike hakie video, is op ons kanaal, so jy kan definitief teruggaan en hulle ook gaan kyk. Hierdie gaan half 'n kombinasie wees van die twee. So die stappe is letterlik groepeer die terme 2 saam, faktoriseer elke groep apart en as daar gemeenskaplike hakie is, haal dit uit. Hoe sal dit lyk? So hierso het ek 4 terme. Sodra ek 'n 4 terme sien, dan dink ek groepering in pare. Nou groepering in pare, soos Noag se ark, nou moet ek dink wel wie gaan saam met wie? En gewoonlik is daar klou, gewoonlik is daar ietsie wat hulle by mekaar kan koppel. Nee, so dis nie altyd net term 1 en 2 en term 3 en 4 nie. Maar in hierdie geval sien ek hierso's 'n B en hierso's 'n B. Hierdie twee terme het nie B's nie. So ek gaan probeer die twee B-terme by mekaar sit. OK. Wat beteken dit dan? Dit beteken dat in my kop, en ek hou nie van hakkies hier so invul nie, want soms as ek hakkies invul en maak ek 'n fout. So ek onderstreep daai twee terme. Gaan ek daai twee terme saamgroepeer en vra, is daar 'n gemeenskaplike faktor wat ek kan uitfaktoriseer uit daai twee terme? As ek mooi kyk, sien ek, hier is 'n B wat ek kan uithaal. As ek 'n B uitfaktoriseer, by die eerste term bly net oor 'n A, by die tweede term bly net oor positief 2. Die tweede paartjie van twee terme is 'n plus A plus 2. Nou sê ek, wag 'n bietjie, A plus 2. Kom ek sit 'n hakkie om daai A plus 2? Nou is hierso 'n A plus 2 gemeenskaplike hakkie. Weereens, as jy nog nie 'n gemeenskaplike hakkie video gekyk het nie, gaan terug na hom, want dan sal jy sien in die gemeenskaplike hakkie video, ek kan daai hele gemeenskaplike hakkie uitfaktoriseer. Nou moet ek mooi kyk, nê. In hierdie stap hierso, sou ek vir jou gevra het, hoeveel terme is daar? Jy sou 'n bietjie kyk en hopelik sou jy sê, hier's net 2 terme. Hier's die eerste term en die tweede term. Nou, as ek die hakkie by die eerste term uitfaktoriseer, wat bly oor by hierdie eerste term? Net 'n B, as ek daai hele hakkie uitfaktoriseer. Wat bly oor by die tweede term, as ek daai hele hakkie uitfaktoriseer? Jy wil amper sê daar bly niks oor nie, maar as daar niks oor bly nie, onthou, ons moet altyd 'n 1 skryf. Daai 1 is een van die algemeenste foute wat al die grade maak. Tot 'n matriek toe maak ons daai fout. Ons vergeet dat as ons daai hele term uitfaktoriseer, bly daar 1 oor. Hoekom? Want daai hakkie gedeel deur homself is 1 en nie 0 nie. Goed, nou het ek 'n 1 term antwoord en dis is ek klaar gefaktoriseer. Ek het 'n 4 term gehad in die begin, ek het nou 'n 1 term gefaktoriseerde antwoord. Kom ons kyk na 'n paar voorbeeldjies. So die eerste voorbeeld lyk soos hierdie, en weer eens, nou moet ons versigtig wees, en soos ek nou gesê het, as ek nou net term 1 en 2 saamgroepeer, x kwadraat plus 6, wat kan ek uitfaktoriseer by x kwadraat plus 6? Nee, niks nie. Hulle het geen gemeenskaplike faktor nie. So, wat ek gaan moet doen is, ek gaan moet sê, kom ons herrangskik die terme, sodat daar terme is wat ek dink sal saampas. Hierdie vat 'n bietjie oefening. Maar ek dink, dalk, as ek in die x kwadraat saam met die plus 3x kan sit. So ek vat hierdie hele term so en ek skuif hom op. Mag ek 'n term opskuif? Ja, solank ek sy teken saamvat. OK? Ek kan die plus 2x hierso skryf en die plus 6 kan ek opskuif, solank ek sy teken saamvat. OK, kom ons kyk of hierdie werk.
vir die eerste twee terme, wat kan ek uitfaktoriseer? 'n Gemeenskaplike faktor. Dalk as ek die x uithaal. As ek x uithaal by x kwadraat, bly daar x oor. As ek x uithaal by positief 3x, bly daar net positief 3 oor. Die tweede paartjie kan ek dalk uitfaktoriseer 'n positief 2. As ek sê 2x gedeel deur 2 kry ek net x en positief 6 gedeel deur 2 kry ek plus 3. Hoe weet ek's reg? Die hakies is identies. Omdat die hakies dieselfde lyk, kan ek nou sê, kom ons faktoriseer daai hele hakie uit. En wat bly oor in die eerste term as ek die hakie wegvat? Net die x. Wat bly oor in die tweede term as ek die hakie wegvat? Net die plus 2. Beautiful. 'n 4 term gefaktoriseer tot by 'n 1 term. Okay, hopelik kry jy nou die ritme daarvan. Jy kan dalk pause en vraag 2 op jou eie probeer. As ek kyk na vraag 2, kan ek dalk sê, hey, dit lyk amper asof hierdie twee terme saam kan werk. As ek 'n a uitfaktoriseer, kan dit oor by 'n b plus 1, onthou die plus 1, nee, want a gedeel deur a is 1. By die tweede groepie, dis nou waar 'n triekie raak, nee, want nou het ek hier minus 2b, minus 2. Ek kan 'n 2 uitfaktoriseer, maar wat beter gaan werk is as ek 'n minus 2 uitfaktoriseer. Nou vra ek vir myself, wat is minus 2b gedeel deur minus 2? Min 2b gedeel deur min 2 gee positief b. En wat is minus 2 gedeel deur minus 2? Dis positief 1. Fantasties. My twee hakies lyk dieselfde. So ek kan die hakie uitfaktoriseer. Wat bly oor? 'n a minus 2. Okay? Ek begin nou regtig waar hierdie reg te kry. Dit begin nou makliker en makliker te voel. So, laaste twee sommetjies. Hierdie is nou regtig as 'n toets om te kyk of is jy gemaklik met hierdie werk. Vraag 3 en vraag 4. Ek gaan weer sê, pause dalk eers die video, probeer dit self en dan kyk jy wat ek gedoen het. Hier gaan ek. So, eers wil ek kyk na my groeperings. Is die groepering reg? Dit kan wees, ons kan dit probeer. Die eerste twee terme kan ek dalk 'n m uitfaktoriseer. Daar sal oorbly 'n n minus 3. By die tweede twee terme kan ek dalk 'n positief 2 uitfaktoriseer, dan bly daar oor 3 minus n. Okay, is my hakies identies? As ek nie mooi kyk nie, gaan ek sê, ja, hakies is identies. Maar hulle is nie. n minus 3 is nie dieselfde as 3 minus n nie. Weereens, as jy die video kyk oor gemeenskaplike hakies en tekenveranderings, gaan jy nou presies weet waarvan ek praat. Hoe kan ons hierdie tweede hakie se twee terme omruil? Ons mag dit nie net omruil nie. Wat moet ons doen? Ons gaan die teken voor die hakie verander en dan word die negatief n positief en die positief 3 negatief. Dis die tekenverandering gemeenskaplike hakie wat ons gedoen het in die vorige video. Nou is my hakies identies. Ek haal daai hele hakie uit en daar bly oor 'n m minus 2. As jy sukkel met daai stuk, jy kan daai hakie probeer toehou, dan kyk jy oor, daar bly net oor 'n m. En as jy die tweede hakie toehou, bly daar oor net 'n negatief 2. Probeer dit dalk. Dit gaan jou dalk help. Laaste sommetjie. Hy lyk verskriklik moeilik. Hy het x'e en y'e en allerlei dinge. So, wat ek gaan probeer is, ek gaan weer eens sê, hierdie eerste twee terme het niks in gemeen nie. Ek kan niks faktoriseer nie. Dan kan ek die twee y hakies probeer saamsit. Ons kan dit try. Nee, so kom ons sê, as ek die x kwadraat hakie en die minus 16 saamsit, en ek doen dalk die positief 2xy minus 8y. Hoe ook al jy dit rangskik, ons sal by dieselfde antwoord uitkom as ons regwerk. Nou probeer ek kyk, hierdie twee terme het niks in gemeen nie. Daar is nie x in gemeen nie, het nie 'n 4 of 'n 2 of enigiets in gemeen nie. Maar ek gaan sê, is hierdie nie verskil van vierkante nie, verskil van kwadrate? Weereens, die video oor verskil van kwadrate is op die kanaal. Gaan kyk hom. Hoe het ons verskil van vierkante of verskil van kwadrate gefaktoriseer?
Ons het dit in 2 hakies gedoen, waar ons sê x en 4 met 'n plus en 'n minus. Gaan kyk daai video, maak seker jy weet om dit te doen. Die tweede paar terme, by hulle kan ek dalk iets makliker uithaal. Dalk net 'n positief 2 en ook 'n y. Hulle het 'n 2 wat ek by albei kan uitfaktoriseer, maar hulle het ook 'n y wat ek by albei kan uitfaktoriseer. Wat sal oorbly? Wat's positief 2xy gedeel deur 2y? Dit bly net oor in 'n hakie positief x. En wat's negatief 8y gedeel deur positief 2y? Dis negatief 4. Bittergoeie nuus is, daar is 'n gemeenskaplike hakie in my 2 terme. So ek kan daai gemeenskaplike hakie uitfaktoriseer. Nee, so moenie nou die mekaar raak nie, ek het nou daai hakie by al 2 uitgefaktoriseer. Wat bly oor as ek daai geel hakie wegvat? By die eerste term bly daar oor x plus 4 en by die tweede term bly daar oor positief 2y. Dit lyk bietjie wilder, maar dis 'n een term antwoord. En dit is groepering in pare. Gaan oefen 'n paar somme, as jy vragies het, gooi vir ons 'n comment.